friends of the Longai YouTube channel. Welcome back here. Today I'm going to share with you two interesting stories that integrate actually the theme music for our channel, where that comes from, plus then how it relates to what is now known as the Port Edward Holiday Resort. In olden days, the police camp, the vacation resort down at Port Edward on the Lower Natal South Coast. En dit is 'n interessante geskiedenis, 'n baie persoonlike geskiedenis met herinneringe, pragtige herinneringe vir myself as 'n polisiekind. En ek vertrou aan die einde van die relaas, dat jy nie gaan verveel nie, en dat jy sal insien hoekom ons meen dat die thema musiek, die Elizabethan Serenade, juist so gepas is vir ons kanaal ook. So, the theme music that we're using is the Elizabethan Serenade, which was composed in 1951 by the British composer Ronald Benge, his most famous composition actually. He's originally from Birmingham, and initially it went by different names, but shortly after it was composed, King George passed away, and the young Queen Elizabeth was crowned, and it was the start of a new era, optimism, etc. So the tune became known as the Elizabethan Serenade, and it was pretty soon adopted by the British Forces Network, the radio station serving the British Forces, as their play-out tune. And the version we're using is as the original by the Montavani Orchestra. Ronald Benge was associated with this orchestra. He worked for them as a composer, and we're using that under license. And apart from the General Forces connection, this tune that also was played at the Diamond Jubilee of the late Queen. Apart from that general association, there's a very particular association also with South Africa, the South African forces, more specifically the police. And it is linked to the history of this police holiday resort. And that in itself is an interesting history. Die geskiedenis van wat bekend was as die polisiekamp, het sy oorsprong by die Tweede Wêreldoorlog, toe die 6de Suid-Afrikaanse polisiebrigade ontplooi was in Tobruk in Noord-Afrika, vandag se Libië. En dit was tydens die tweede beleg van Tobruk deur die Duitsers onder generaal Rommel. Die geallieerde magte was nie werklik voorberei om so 'n beleg te kan weerstaan nie. Daar was nie die nodige logistieke ondersteuningsmoontlikhede om die troepe wat onder beleg was daar by te staan met die nodige nie. En die geallieerdes daar, Suid-Afrikaners, Indiese magte, ander gemeenebestande, is eenvoudig oorrompel deur Rommel se soldate, en toe as krygsgevangenes afgevoer na Italië toe, na kampe daar. Dit was 'n baie groot skok geweest vir almal, en die families tuis het toe die
South African Police Prisoners of War Comfort Fund op die been gebring. 'n Bietjie soos die Suiderkruisfonds van later jare met die grensoorlog, wat kospakkies ensovoorts wou probeer deurkry na die kampe toe, na die kruisgevangenes. Maar die situasie in Italië was maar bitter deurmekaar gewees, want kort na hierdie het die geallieerdes die momentum begin kry in Sicilië verower toe Italië ingeval. Italië het van kant verander teen die Duitsers, so dit was chaos gewees. Ek weet my eie oom, my pa se oudste broer, was 'n sapeer, hy was 'n krygsgevangene daar, en die deurmekaar speel kon hy ontsnap en die oorlog uitsien by 'n Italiaanse familie wat hom gehuisves het in die berge, 'n landelike familie. So die fonds kon nie die kospakkies en goed fisies uitkry by die krygsgevangenes nie, sodat hulle na die einde van die oorlog toe met 'n hele klomp fondse sit wat onbenut is. En toe is besluit om die fonds te verander na die South African Police Holiday Camp Association, wat toe in 1947 vir £45,000 die plaas Umtamvuna, vernoem na die rivier van daai omstreke, 'n plaas van 714 akker, reg agter Silverstrand daar by Port Edward, gekoop het vir £45,000. En in 1958 het die assosiasie toe herkonstitueer as 'n artikel 21 maatskappy. Nou artikel 21 maatskappy is 'n maatskappy sonder winsbejag. Hy bedryf goed vir die beswil van sy begunstigdes sonder om te probeer 'n wins daaruit maak. En tot hede en vandag word die bate, die kamp, die oord, besit deur hierdie einste selfde maatskappy. Met generaal Danny Pillay aan die hoof. Generaal Herklaas Meyer is die langsdienende direksielid van die vroeg 90's af al. En selfs die bestuur wat in die hande is van 'n maatskappy Offbeat, wat talle oorde in Suider-Afrika, selfs sover as Londen, bestuur, is ook gebore uit die polisiefamilie, die maatskappy Offbeat wat die bestuur hanteer, met generaal Pillay ook aan die hoof van Offbeat. Tot hede en vandag oudgediende polisiebeamptes en dienende lede word begunstig, kry 'n spesiale tarief afslag as hulle by die oord bespreek. Nou, om terug te kom na die tema musiek toe, die oord is hier in die vroeg 50's toe uitgebou, baie pragtig met rondavels en wonderlike, die landskapering, die natuurlike subtropiese bos. En dis waar my eie assosiasie begin het, met my pa wat op daai stadium 'n jong speurder was in Durban. En my ma veral was dol oor Port Edward, so elke geleentheid het ons afgegaan soontoe. En my eerste werklike herinnering was toe ek so 4-5 jaar oud was. Toe is ons 1 Desember daar en ek wou vreeslik graag 'n tentjie hê. Ons het toe nou in 'n rondavel gebly en my ouers het so 'n tentjie gekry vir my en my sussie wat maar so jaar oud was, se voetjies gevat om nou sulke klein spoortjies om die tentjie te trap. En toe ek nou die oggend wakker word, toe sê hulle ek moet gaan kyk daar buite wat die viertjies vir my gebring met die viertjies met die klein voetjies. En die so 'n stukkie video daarvan, my pa het so 'n brownie rolprentkamera gehad en mens kan ook sien die mooi stil gety pool, kan mens maar sê, agter die rotse net voor die gemeenskapsaal en die restaurant.
waar ons kleuters altyd heerlik gespeel het. Dit was baie wonderlike tye vir ons gewees as familie en as kinders. In my herinnering, daar was twee goed wat ek nie sal vergeet van daai dae van Port Edward. Die een was, die toegang destyds was direk van die ou Suidkuspad af na die kamp toe. En by die ingang was daar so 'n robot polisiebandjie met sulke swaaiende arms wat waar die pad split gewys het waar jy moet ry. En dan elke skemeraand, wanneer al die aankondigings nou gemaak word van watter fliek wys in die gemeenskapsaal of kerkdienste of wat ook al, dan is dit uitgesaai oor 'n luidsprekerstelsel wat gekabel was reg deur die hele kamp. En die inleidende musiek, die tema musiek, was hierdie Elizabethan Serenade. En die assosiasie van die baie mooi musiek met die wonderlike plek het my deur al die jare bygebly. En die assosiasie dus met die magte, met die polisie, met hierdie pragtige oord. Van daar af my eie herinneringe as kind aan die oord, die trampoliens, die tafeltennissaal, die strand natuurlik. Dit is net ingegrein in die geheue. Ek onthou byvoorbeeld my klein sussietjie, sy het die gewoonte gehad om enige ding wat sy sien in haar mond te stop, stompies hier van die sypaadjie af, wat my pa wat die perrietjie was altyd die horries gegee het. En eendag by die tennisbaan, my ma se gunsteling tydverdryf daar, toe al om die heining het sulke chilies, hierdie klein rooi giftige chilietjies, vuurwarm chilies gegroei, en sy het van die goed in haar mond gekry, met groot gegil en geheel. My ma toe moes nou onder die arms druk en hardloop na die rondavel om melk en suiker in te gee, om die brand te probeer blus. Later jare het ons toe my ouers nou 'n karavaan gekoop en nog meer daar uitgekom, elke lang naweek die vakansies wat ons nou nie gaan toer het, Wildtuin of Kaap toe of so nie, dan sommer die eerste dag van die vakansie al het my pa die karavaan daar gaan staan maak, en hy dan maandagoggend gou teruggery kantoor toe, Vrydag weet afgekom. Hy was daai dae afdelingsbevelvoerder Port Natal van die veiligheidstak. En ons het daar met die karavaan dan nou heerlik vakansie gehou. My ma het weke voor die tyd al begin parafienblikke vol beskuit wat sy bak. Was voor die Tupperware fase natuurlik nou. En die ou karavane se yskassies was maar altyd 'n gassukkel. Jy moes die karavaan pynlik netjies waterpas trek vir die ding om enigstens 'n hoop te hê om te werk. Maar dan, omdat dit met gas werk, moes daar natuurlik ventilasie wees. En hierdie ventilasie snitte aan die buitekant nou van die karavaan. En die geringste windjie wat opsteek, dan blaas dan natuurlik nou die ding dood. So jy kon nou nie eintlik vleis vries en saamneem en die dingetjie nie. Hy het nou maar so op 'n manier die melk half koel gehou en so aan. En bygevolg was saam met die beskuit blikkies en blikkies boelie beef die stapel voedsel gewees. Ons kon daarom by die restaurant vars brood en tamaties en eie en sulke goed kry. So my ma het altyd so mengelmoes gemaak van gebraaide eie tamaties en boelie beef en 'n lekker stuk sny bruinbrood. Tot hede en vandag is dit een van die lekkerste dinge wat ek kan dink om te eet, is dit. Ja, die karavaan ook, toe ons nou daar as groentjies daar aankom die eerste keer met die karavaan, toe is ons verheug om te sien dat teen die randjie, daai spits randjie,
'n koppie daar, sulke sambreel struikbome, heerlike skadu gooi en niemand het die spasies gevat nie. Ons is gelukkig, ons kan daar gaan skuil teen die somerson. En so gemaak, parkeer, die tent opgeslaan en ek is eersgeborene, die oudste slaap natuurlik toe nou in die tent. Alles wonderlik tot met die eerste reën na so 'n paar dae van daar staan. En hier stroom die water deur die tent se dak asof daar geen waterwering is nie. En ons vind toe nou daarna uit dat die spesifieke boom, sy bessies, het 'n tipe suur wat die waterweringsolie in die tent opvreet. En dus die ding laat deursif na jou toe as jy nou daar moet slaap. So toe verstaan ons hoekom die spesifieke wonderlike skaduryke staanplekke nog oop was. Die ou hande het natuurlik van beter geweet as ons, maar so leer mens. Nou deur die jare later my studente daar Koffsies, daar steeds natuurlik die oord gaan geniet. Een Paasnaweek op naam van my pa rondawel bespreek daar teenoor die trampoliens en die tafeltennis saaltjie. En 14 van ons jongelinge daar ingeryg soos sardiens op enige plek op die vloer, onder die wasbak, in die kombuis, in die bad, net om vir almal 'n lêplekkie te kry. En een oggend kom een van die bestuurslede toe daar aan opklop, menende om my pa daar te kry, synde dat dit nou sy naam bespreek was. En hier lê ons snorkende sardiens ingeryg daar. Almal hulle pose gehou, ons was natuurlik almal op ons beste behavior gewees, synde dat nou nog my pa se naam bespreek is, mis nou nie wel naam weggooi nie. So almal nou maar gemaak, die bestuurslid en ek self, dit nou die normaalste ding op aarde is om 14 jongelinge daar in die rondaweltjie ingeryg te hê. En daarna die kleinkinderfase waar oupa en ouma, my pa, maar saam met die kleinkinders natuurlik die oord bly geniet het. En my laaste besoek daar hier van oorsee af was in 2018 met my moeder se ingaan en haar wens dat hulle asse moet gestrooi word in die see voor ons ou huis in Durban, het reg tot op die strand gegaan het, op Marienreiland aan die Bluff. En toe het ek sommer die geleentheid benut om my vroukie van Sentraal-Amerika te gaan wys waar ons nou as kinders so lekker gespeel het. Die oord het baie ontwikkel. The place has been developed into a wonderful resort with great logistics. No more just the little rondavels, all the technology. We started out, for instance, there in the 50s with the shark scares. Tree trunks, wooden poles were planted in the seabed. The sea slopes very gently there, and with nylon ropes in between, forming like a corral, a big flat U, which not only kept the sharks out, but also the kids inside. So if somebody got caught in some rip current at high tide, then the ropes would offer something to cling on to. Nowadays, the National Sea Rescue Institute has got a station there, the proper modern shark nets, this beautiful beach. You can see on the photographs that we will play out with the type of accommodation that caters to every size of family, every size of wallet. The restaurant has just been upgraded in 2022. The town has grown a lot, so there's a lot more available there as well in terms of shops and restaurants and so forth. But the beautiful setting is still there for all to enjoy.
And as I've indicated, it's part and parcel of the police family still, owned by this Section 21 company and managed by a company with deep roots in the police family. And serving and ex-policemen still have benefits when they reserve there. So there you have the story of the Elizabethan Serenade as our theme and how it ties in with memories of the Port Edward Police Camp, now the Port Edward Holiday Resort, and the theme music that as a youngster I so much enjoyed there and always associated with the forces and with the police in particular. So I hope you enjoyed this explanation, and thanks for watching our channel. Your support is appreciated. If you like this, please click below, subscribe so that you can be notified of new videos that we're uploading. Tap that bell so that you will get the notifications on your smartphone or your tablet. And have a very nice day. Thank you. Bye.